Goeiedag en baie welkom. Welkom. Dit is 'n lieflike dag. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Here, ons is bly, ons is opgewonde om voor U te verskyn, om van U te hoor. Here, opgewonde en bly. Voordat ek sê, kom ons maak die oë toe, moet ek net vir jou deel 'n teks wat die Here vir ons gegee het in 'n vooraf gedeelte wat ons nou nie beeld sien nie. Die teksie vir die week seker, ja, dit is gewoonlik want die Here gee elke Sondag, maar vir hierdie ene moet ek met jou deel. Jesaja 49 vers 23 se B-gedeelte, se laaste gedeelte. Daar so staan, die Here sê, en jy sal weet dat ek die Here is, dat hulle nie beskaamd staan wat my verwag nie. Amen. Nie beskaamd staan nie, nie verleë staan nie, sal die oorspronklike woord daar wees. Nie verleë wees. En ja Here, nou staan ons soos voels hierso, en ons voels, want ons het gesê die Here gaan dit doen en dit het nie. Nee, wat die Here sê, as jy hom verwag, sal jy nie beskaamd staan nie. Dit wat die Here vir jou oor hierdie laaste jaar, laaste 10 jaar, laaste 20 jaar gesê het, wat nog nie in vervulling gekom het nie, verwag jy dat? Want die Here se woord sê hierso, jy sal nie beskaamd staan wie dit verwag nie. Laat ons 'n verwagting kry. Die Here, die Almagtige, wat niemand op hierdie aarde kan keer nie, het so gesê. En die Here is getrou. Ek sal nie beskaamd staan nie. Ek het nog die voorbeeld gebruik wat ek net weer wil vir jou deel, want dit is regtig bemoedigend. Oor toe ek dokter toe is, oogarts toe, die oogspesialist toe, met die eerste beroerte wat ek gehad het deur die oog, en wat sy woorde gewees, ek gaan eerlik met jou wees, en almal wat saam daai dag was, sit nou toevallig vanoggend hier, en skittelik op die sin, ja, dit is so. Sy woorde was, jy sal nooit weer sien nie. Jy gaan nou blind wees vir die res van jou lewe. En dit was 'n week later, toe begin ek so klein kolletjie te sien, en tot ek sien, toe kom daar 'n tweede beroerte, en is weer deur dieselfde oog, en dit wat toe nou nog nie afgeruk is nie, is toe ook afgerig, en toe sê hulle, na 'n tweede keer sal jy nou definitief nie weer sien nie. En toe het ek gesê, dit is wat julle bevind. Wat is die Here se diagnose? Wat sê die Here? Dit is waar, en ek hoor wat julle sê, maar wat sê die Here? Toe sê so spesialist, ek onthou dit soos goed soos gister, is jy van daardie mense wat sulke goed glo? Toe sê ek, ja, toevallig is ek. En wie het die Here nou die voorbeeld gebruik? Uit die voorbeeld uit, wie het beskaamd gestaan? Ek het verwag dat die Here se wil sal geskied, en hy het verwag dat ek nooit weer sal sien nie. En ek het gespreek en net gesê wat die Here sê. En op die einde was hy beskaamd. Na 'n jaar, of sy, na 'n jaar met my laaste afspraak, toe sê dit, ek onthou jy in die begin was jy nie baie
opgewonde. Jy het gesê is 'n mors van tyd om te kom, om hiernatoe te kom. Is jy nie nou bly dat jy kan kom nie, want die laaste oogtoets toe is die oog herstel 96% en my sig is toe al 90% herstel. En toe sê ek, nee, weet jy, want julle het nog net mooi niks vir my gedoen nie. Ons is al 'n jaar later, hierdie is my laaste afspraak, en julle soek tot nou toe, julle het nou eers die oorsaak gekry van wat gebeur het. Ek het nog in 'n jaar geen behandeling gekry nie. Wie is toe beskaamd? Daai een wat nie geglo het nie, het beskaamd gewees. Ek was definitief nie beskaamd nie. Dankie Here. En dit is al wat ek wil sê saam met hierdie woord. Hier is ons vanoggend, ek wil nie die hele tyd praat en van my eie getuienis lewer nie, maar dankie Here dat U vir ons getuienis gee om te lewer. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir U woord, dankie vir U beloftes, Here. Dankie vir U genade dat ons kan glo. Dankie Here dat U ons nie beskaamd laat staan nie. Nooit nie. Dankie Here, ekskuus. Here, gaan saam met hulle vir wie U wat vir 'n geruime tyd nou al wag, Here, vir U vervulling, vir dit wat U gesê het, Here, of dit is ten opsigte van verhoudings, van werke, van siekte, Here, laat dit in U goeie tyd, laat dit gebeur, sodat hulle wat elkeen van ons, Here, wat 'n woord gehoor het, gesê, die Here het vir my dit gesê, en ons het vir mense gaan vertel, dat hulle begin voel na 'n paar jaar, Here, nee, ons praat nie meer daarmee nie, ek noem dit nie meer nie, want hulle voel beskaamd. Here, U sê in U woord, duidelik het U vir ons gesê hierso in vers 23 van Jesaja 49. Hy wat op die Here verwag, wat U verwag, sal nooit beskaamd staan nie. Vervul mense se profeseë, se wense, se, ag Here, wat U vir hulle het, vervul dit, sodat hulle nie beskaamd staan nie, maar dat hulle wat 'n bespotting daarvan gemaak het, wat nie glo nie, dat hulle beskaamd sal staan. Ek bid dit in Jesus naam. Here, seën ook elke ene wat in hierdie laaste nuwe maand getrou was aan U met tiendes en offers. As ek dink aan name wat ek net kan onthou, as ek uitblaas, is dit nie met opset nie. Ek gaan op wat ek kan onthou. Ek onthou, Here, U vriend in Christus. Ek onthou Elsabie en Clint Groenewald. Ek onthou Janiel Wit, Here. Ek moet hulle onthou, want hulle is elke maand hier, so hierdie mense getrou aan U. Wayne en Michelle met in die besigheid, die besigheidsnaam onthou ek, Zenmarie van Wyk, Here, en ek besef, Here, vergewe my, elke maand laat ek myself uit, ek sê nooit, Here, seën, sit ek my naam by nie, die Duprees, Here, sit ons twee, seën ons ook vir ons getrouheid, dat ons, Here, op U vertrou. En Here, vir hulle wat in hulle min getrou is, ek wil nie name noem nie, dan sê jy, o ja nee, nou weet almal ons het min, of wat ook al, maar jy weet wie jy is. Here, seën hulle elke een. Seën elke een, ooreenkomstig U woord,
ten opsigte van hulle gehoorsaamheid aan U. Seën ons en Here, maak ons dankbaar. Ons is nie getrou, Here, om iets terug te kry nie. Nee, Here, ons is verby daardie prediking. Jy moet gee dat die Here jou kan seën. Nee, Here, ons gee nie sodat ons geseën kan word nie. Ons gee omdat ons getrou is en omdat ons gehoorsaam is aan U. Dankie, Here, dat hierdie gee van ons nie iewers te gaan lê in 'n sak nie, maar dat dit reguit deurgaan na vrugbare grond, waar dit ontkiem. Gee vir elkeen sy oes wat U vir hom het, in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Dit is dis wonderlik. Prys die Here. Laat ek net sien, waar gaan hierso, wat gaan hier aan? En hier gaan niks aan nie. En hoopsie, kom ons druk die knoppies, daar gaan nou lewe. En daarso, daar is 'n prentjie, dis op 'n teerpad, 'n kraakie, en daar is die mooiste blommetjie wat daar uitkom, die grootste troos. Wat is die grootste troos? Psalm 139 sal ons baie na verwys. Indien ek sou vra, wat omtrent God is die mens se grootste troos, is ek seker dat daar oneindig baie antwoorde, verskillende reaksies en antwoorde sal wees. Ek is ook baie seker dat baie sal sê, byvoorbeeld, God se almag is hulle troos, God se redding is hulle troos, sal baie sê, God se genade is hulle troos, sal ook baie ander sê, en so kan ek aanhou en aanhou. Maar weet jy, luister hier, wat is vir my die grootste troos omtrent God? Die feit dat God alwetend is. Dit is die grootste troos. Want Here, niks, net mooi, niks kan U verbygaan nie. Dit is 'n troos, Here, dat U van alles weet. Dit gaan nou vir jou sin maak, want iemand sê nou, regtig, is jy serieus? Ja, dink hieraan, God se alwetendheid pas soos een stukkie van in die legkaart van sy hele karakter in. God se alwetendheid gaan hand in hand met sy ander wesenseienskappe, wesenskenmerke, soos byvoorbeeld die feit dat hy ewig is. Ewig en alwetend loop hand aan hand. Hoe kan iemand, dink daaraan, hoe kan iemand wat nie ewig is nie, alwetend wees? Dis onmoontlik. God leef ewig. Hy oorspan alle eeue. So hy weet van alle eeue en van alle eeue wat kom. Daarom ken hy elke mens wat ooit geleef het, wat nou tans lewe in ons tyd en wat in die toekoms nog sal lewe. Hoekom? Omdat hy ewig is en daai ewigheid maak hom alwetend. Alle tye en alle dinge is in God se hand. Amen. Omdat hy ewig is, kan hy dus ook alles weet. So eenvoudig soos dit. Nie baie moeilik om te verstaan nie. Ons lees in die Bybel dat daar dat 'n dag vir God soos 1000 jaar is. Amen, dit staan in die Bybel. Maar wat beteken dit? Dit beteken God bestuur die tye volgens sy plan. Ons lewe kan duur 'n klompie jare. Ons is 'n klompie jare hier op die aarde.
maar vanuit God se perspektief van 1000 jaar, is dit duisende jare wat ons dan lewe uit God se perspektief uit. Dis aan die een kant. Aan die ander kant kan dit ook beteken, Here, dat ons net 'n paar dae lewe. Want 1000 jaar is soos een dag en een dag is soos 1000 jaar, sê die woord. Aha. En kom ons staan 'n bietjie stil by hierdie van tyd. Waarvoor dien die tyd wat ons hier op die aarde lewe? Waarvoor dien daardie tyd? Wie bepaal die tyd wat ons lewe? Hoe is dit dan moontlik dat een langer leef as 'n ander een? Dit is vrae wat mense het, en Here, U verduidelik dit in U genade vir ons vandag. Ons leef in 'n tyd waarin dit maklik is om te begin dink, want mense begin so dink, dat die mens dit self bepaal hoe lank hy lewe. Mense dink as jy maar 'n goeie mediese fonds het, dan kan jy lank lewe. Dan kan ons baie behandeling kry, baie voorsorg neem om langer te lewe. Dis hoekom die meeste mense 'n medies het. Nie om te help met, dis makliker om te betaal nie en die uitgawes nie. Nee, baie mense het 'n medies, want hulle dink met daardie, nou het hulle, nou kan hulle gaan vir dit en vir dat en vir dit en vir allerhande, vir alle siektes het hulle, is hulle behandeling gecover, so hulle kan langer lewe. Net so is dit as mense dan verkies om die lewe te verkort, dan kan hulle dit ook doen. Maar dan kom die Here en dan gee ons net so kykie weer, dat ons net weer moet wakker word. Soos die spreekwoord sê, wat sê ons, pyn is God se roepstem in 'n dowe wêreld. Nie ons nie, maar God bestuur die tyd. Nie my medies nie, Here, U bestuur die tyd. U bepaal die geboortedag en die sterfdag van elke mens. Selfs al die menslike tegnieke, alle mediese apparaat in die moderne hospitale, dit bepaal hy. Menslike tegnieke, mediese apparaat, die Here bepaal dit. Selfs die hand van die spesialiste bestuur hy. Wie anderste bestuur hulle hande as die Here? Dink my dan, ja, wie anderster? Hy is tog die skepper van hulle hande, van hierdie hande, van jou hande, van almal se hande. Die psalmdigter sê in Psalm 139, dan illustreer hy hierdie waarheid met 'n paar voorbeelde, dit wat ek nou gesê het. Die eerste voorbeeld is vers 1 tot 12. In vers 1 tot 12, as jy mooi kyk, dit lees, handel oor wat ons kan noem die makrowêreld. Wat is makro? Makro sê dit wat groot is. Waar die mens ook al heen gaan, waarheen hy noord vlieg, of het noord is of suid is, of het na die Noordpool is of na die Suidpool is,
ook daar lê God se hand op jou. Selfs al sou gaan ek woon in op die uiteindes van die aarde. Waar sal dit wees? Nou ver in die see, op 'n onbewoonde eiland, verlate eiland. Ook daar is die Here se regterhand oor jou wat jou vasgryp. Die Here is oral. Nêrens sal ek heen gaan waar ek onder die Here se oë uit is nie. Hoekom? Want hy is almagtig en omdat hy alwetend is, waar ek gaan hy. Die tweede voorbeeld is vers 13 tot 18 van Psalm 139. Daar so die eerste 12 is oor die mikro, weet ek gesê, en vers 13 tot 18 is 'n voorbeeld uit die mikrowêreld. Dit was 'n makrowêreld, die grootte en die klein, die mikrowêreld, die wêreld van mikroskope, waar dinge baie klein is, waar die kleinste dingetjies kan waarneem, die wêreld van sonars, vir dit wat vir die oog verborge is, maar die Here maak dit sigbaar. Dan dink aan, dit is die Here se almag en sy alwetendheid. As ons dink aan die eerste paar maande van enige lewe. Hoe is die eerste paar maande van enige lewe? Die eerste paar weke. Tot, het ek gehoor in die vrouens praat, donderdag nog 12 weke. Dan is dit, jy is nog nie sigbaar nie. Van daai begin in jou ma se buik, van dat jy begin lewe het. Dit is mikroskopies klein, onsigbaar. Geen mens kon jou sien nie. Hulle kon nog net bepaal die vrou is verwagtend, maar niemand kon jou sien nie. Maar die Here het jou van toe niemand jou nog kon sien nie, dat geen sonar, geen beeld kon jou optel nog nie, het die Here jou gesien. Hy sê in Spreuke 15 vers 3, op elke plek is die oë van die Here. 'n ander ding, as ek dink van toe ons kinders was, en ek glo kinders sê dit nog steeds, kinders wonder mos of hulle ma's ook oë in hulle agterkoppe het, is dit nie? Hoekom? Want hulle weet alles en hulle op een of ander manier kom hulle alles agter en hulle weet alles wat jy doen. Nou God se oë daarenteen is simbool vir sy alwetendheid. Hy sien alles. Omdat hy alles sien, is hy alwetend van alles, kan ek niks vir die Here wegsteek nie. In Psalm 33 vers 13 en 14 staan geskrywe, die Here kyk van die hemel af. Hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Nie net sy kinders nie, al die bewoners van die aarde. Jy kan nie iets vir die Here wegsteek nie. En in Hebreërs 4 vers 13 in die Nuwe Testament staan daar, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Amen. Hy sien elke liewe mens, vanaf die kleinste begin af tot in jou graf. Die Here
sien jou. Hy sien hoe jy as baba daardie eerste liggaamlike ontwikkelinge deurgegaan het. En waar jy hier binne in jou ma net kon vertrou op jou ma en op die sorg van jou ma, wat sy eet en wat sy doen en wow. En al is jy nie daarvan bewus nie, was dit die mooiste maande van jou lewe. Die maande toe jy nog ontwikkel het, was die mooiste maande van jou lewe. Hoekom sê ek so? Want om uit 'n onsigbare, luister mooi, uit 'n onsigbare klein sel tot 'n volle mens te ontwikkel, dit is die mooiste, die beste tyd van jou lewe. En dit het net mooi self gebeur. Daar was geen hulp van niemand nie. Wow, jy kon niks doen of bydra nie. Jou ma moes net goed vir haarself kyk en sy moes genoeg rus. Dis al bydra wat sy gemaak het, maar vir die maak van jou, niks nie. Die maak van jou, ek hoor mans, hy is sy kind wat hy gemaak het. Nee, jy het net mooi niks gemaak nie. Die Here het daardie kind gemaak. Die Here het jou gemaak. En dit is wat dit heel amazing maak, dat die Here uit niks uit 'n hele mens maak binne in 'n ander mens, waar jy niks doen nie. Want hoekom sê ek so? Want as jy dink, dit is in 'n wêreld waarin enige iets wat mens gemaak is, baie moeite kos. Alles in hierdie wêreld wat mens gemaak is kos moeite. Of dit 'n nuwe gebou is wat gebou word, of dit 'n brug is, of dit 'n nuwe kar is wat geontwerp word en op die mark kom, of dit 'n vliegtuig is wat in die lug vlieg. Daar is baie ontwerpersure daarin. En daarna is daar so baie produksieure voordat dit eers werk, of voordat dit klaar is. Of dit 'n skillery is, of dit 'n meubelstuk is, of dit ons geliefde selfoontjie is, of dit 'n oorlosie is. Die dinge kom nie van self nie. Dit was nie een oggend, wow, toe ek opstaan, toe lê hier 'n oorlosie langs my bedkassie, op my bedkassie nie. Nee, ek het 'n oorlosie gekoop wat iemand gemaak het, met sorg gemaak het, waarin baie ure gesit is. Maar wat gebeur wanneer 'n baba gebore word? Wanneer 'n baba gebore word, ontvang ons 'n geskenk, 'n wonder, wat nie 'n mens, maar iemand groot, almagtig, iemand anders voorberei het. Of soos wat die psalmdigter hier in Psalm 139 sê, kunstig geweef het. Hoor jy hoe die Here jou gemaak? Hou op min van jouself dink, die Here het jou kunstig geweef. Ja, as ons die Psalm nou deurlees en alles, as ek eerlik, dit beskryf nie die eerste maande van 'n kind se lewe as 'n natuurlike proses wat outomaties verloop nie. Inteendeel, ons lees hier oor die skepper van die natuur wat aktief besig is om iets nuut te skep. Uit 'n vormlose begin weef hy 'n mensie. Ja, gesien, jy kry mos nie 'n lelike babatjie nie. 'n klein mensie, fyn, onbeskryflik akkuraat, die produk van sy hande.
Die Here se eie hande het jou gebou, het my gebou. Daar waar geen mens dit ooit aanskou het of kon sien nie. Die Bybel sê, my hart en niere is u werk. Ja, alles van my dra u merk. Alles van my dra 'n stempel, approved deur God self. Want die Here my klaar gemaak het, het hy ook gesê, en God het die mens gemaak op die 6de dag, en hy, toe hy klaar is, toe sê hy, en dit is goed. Die Here het jou gemaak met 'n stempel op, dit is goed. Hoekom wil jy nie goed wees nie? Hoekom dink jy so self min van jouself dat jy nie kan goed wees nie? Die Here se stempel is op alles van jou. Amen. Nog iets wat die skrif openbaar is dat God jouself al gesien het nog voordat jy begin lewe het, nog voordat jy in jou ma gevorm is. Dit is bietjie goeie Afrikaanse woord, mind-blowing. In Jeremia 1 vers 5 staan geskrywe, nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Dit klink onverstaanbaar, en ja Here, dit is onverstaanbaar vir ons as mense, want ons is nie God nie, ons het nie u insig en u wysheid nie. Waarop kom dit neer? God se alwetendheid, wil ek sê, wat is 'n mooi Afrikaanse woord, omspan die Here, die verlede en die toekoms. In die verlede het hy jou al gesien, al bepaal hoe jy eendag gaan lyk en wie jy gaan wees. In ander woorde, God is alwetend as hy dit alles geweet het, nog voor die tyd. En dit is my troos. Here, die feit dat u alwetend is, u weet presies waarheen en wat, en u weet presies wat ek nodig het om te kan lewe en voluit te kan lewe. U het dit geweet, Here, dis daarom het u u seun gestuur, Christus Jesus, want u is alwetend, u het geweet, daar is geen manier wat jy tot lewe kan kom, behalwe deur hierdie vergifnis van, en hierdie aanwassing, hierdie redding in die bloed van Jesus nie. Maar tot hiertoe klink dit nou baie mooi en oulik en baie bemoedigend, maar kom ons wees eerlik. Ons weet ook dat hier op aarde nie alles volmaak is nie. Is dit nie? Daar is babas wat gebore word met 'n afwyking. Het God dan iets vergeet met 'n baba met 'n afwyking? Het daar iets fout gegaan in die produksielyn, in die produksieproses? As 'n baba gebore word met 'n afwyking, verras dit God dat hy self verbaas staan? Dat so iets kan gebeur? Hoe gebeur dit? Here, hoe gebeur dit? Want dit is so een van die vrae wat ons baie vra. Kan God verantwoordelik gehou word as so iets gebeur? Baie mense hou die Here verantwoordelik of maak die Here verantwoordelik vir alles wat gebeur en alles wat verkeerd is en alles wat sleg is. Regtig? Hoekom die Here verantwoordelik hou? En
Hoekom maak die mense, wil hulle die Here verantwoordelik hou? Simpel oor die feit dat die mens weet dat God is alwetend. Hy het dan geweet. God is magtig, ons is nietig, ons vergeet dit. Dit is een van die probleme van die mensdom, Here. U is magtig en almagtig en ons is nietig en ons vergeet dit. Die dood het in hierdie wêreld gekom deur wie? Die Here. Het die Here dood gebring? Nee. Die dood het in hierdie wêreld gekom deur die mens se ongehoorsaamheid. En omdat die mens ongehoorsaam is, beteken nie dat God nie alwetend is nie en dat hy steeds in beheer is nie. Dit is die mens se ongehoorsaamheid wat al hierdie dinge bring. Dit is net, ek wil dit noem, die reinste genade dat God sy eie seun gestuur het om die dood te oorwin. Daar is soveel wat ons nie kan verstaan nie. Soveel aspekte waarop ons geen sig of insig het nie. Hoekom, byvoorbeeld, hoekom moes Job nie net al sy besittings verloor nie, maar ook sy besittings en sy kinders verloor? Wel, as ons gaan lees in die Bybel, dan kry ons 'n antwoord daarvoor. Die woord sê dat daar was 'n oorlog, dat 'n oorlog gewoed in die hemel rondom die persoon Job. Satan het met God gestry en geredekabel oor Job. Die Here in die hemel is alwetend. Hy weet die oorsaak van alles. En hoewel hy die oorsaak van alles weet, die rede vir alles weet, bly dit soms vir ons verborge. En ons hoef nie alles te weet nie, want ons is nie alwetend nie en ons hoef nie, ons moet nie alles weet, want ons moet alwetend wees nie. Ons gaan nie die redes altyd weet hoekom dinge met ons gebeur nie. Jy gaan jou kop breek, spreekwoordelik, né? Jou kop breek as jy dit absoluut moet uitvind. Ek moet uitvind wat die rede hiervoor is. Ek kry baie mense wat so is. Dit is my missie. Ek moet uitvind hoekom dit gebeur het. En hulle breek hulle kop, hulle maak hulle self mal om uit te vind, en hoe meer hulle probeer uitvind, hoe minder vind hulle uiteindelik. Wat sê die Here vanoggend? Dikwels moet ons berus in ons omstandighede. Hoekom dit so is? Here, dit kan ek dit toeskryf aan myself, my eie beplanning, my eie verlede of wat ook al. Nee, maar ek het goed beplan, en toe gebeur dit, en toe kom hierdie skelms, en dit hulle beroof ons, en ons verloor alles, en al die geld, en alles. Here, laat ek nie my energie daarop sit nie, laat ek my energie op U sit, en die feit dat U alwetend is, dat U weet wat hier gebeur het, en dat U dit self gaan oordeel. Ek hoef nie, ons sit soveel energie in die verkeerde ding, ons fokus op die verkeerde ding. Nee Here, laat ek berus by sommige dinge.
Ek is nie en ek kan nie alwetend wees nie. Laat ek daarmee berus. Dan moet ek dit maar net aanvaar? Ja, daar is goed wat ek moet aanvaar. Baie keer, ek het in die week met iemand gepraat, wat op 'n baie slegte plek was in sy lewe, en ja, maar ek kan nie dit net aanvaar nie. Ek het soveel jare so hard gewerk vir dit, en nou moet ek dit net laat gaan. Ja, jy moet dit net laat gaan. Dit is wat totale oorgawe beteken. Wie was verantwoordelik vir al die rampe wat Job getref het? Sien dat ons nou by Job is. Wie het dit veroorsaak, die goed wat hom getref het? Is dit God of die duiwel? God het geweet daarvan, God het gesê, right, jy kan hom versoek. Maar die versoeking het nie van God afgekom nie, het het van Satan afgekom. Job het dit nie geweet, toe alles hom tref nie, het hy ook gewonder, Here, hoekom tref hierdie goed my? Die Heilige Gees het dit aan hom openbaar. En het openbaarde aan ons dit in die eerste hoofstuk van die Bybelboek Job. Al wat die Here sê is, dat niks het buite God gebeur nie. Nou, maar dit is waar die aanveer inkom, dit is wat dit nou is, hoekom? Hoekom? Ek hoef nie alles te weet nie. Here, ek aanvaar, want ek weet, ek sal staande bly. Job het nie geweet hoekom hierdie goed omtref nie, maar ek lees nêrens wat daartoe aangaan in die boek Job, dat toe dit weer goed gaan en die Here hom herstel en hy is meer geseënd as voorheen, toe wil hy ook so met dieselfde passie weet, nou maar hoekom gaan dit nou so goed met my? Dit is mos nie reg nie. Hoor jy? Dit is hoe ons koppe werk. Nee, ek wil weet en ek is ongelukkig met die Here as dit sleg gaan. Maar as die Here dit omdraai en nou ewe skielik, wow, kyk waar staan ons nou, dan is dit nie, ja Here, maar hoekom? Hoekom? Dit was onregverdig daarso. Wel, dit is dan nou ook onregverdig dat dit so gaan met ons. Ons hou vas, wil ek sê, ons vashou, is ons, en ons troos is, in hierdie wêreld, waar daar nog steeds rampe is, waar daar nog steeds tornado's is, waar kinders nog steeds buite hulle ouers weggeneem word, van hulle ouers gesteel word, weggeneem word, waar mense vermoor word, en waar daar steeds oorloë is en siekte is die feit dat God is alwetend. Here, dit is ons troos. U weet van alles. En u sê in die woord dat ons sal nie meer versoek word as wat ons kan hanteer nie. Dis wat u sê. Dit beteken as ons so wil opgee en ja, ek kan nie meer nie. Hoeveel keer het jy al gesê ek kan nie meer nie? Wat jy oop oë gelieg het, want hier, 30 jaar later, hier staan jy nog steeds. Nou dink ek aan myself. Nee, ek kan nie meer nie, ons kan nie so aangaan nie. Ek verloor net en het nou al alles verloor.
Ek is klaar, ek kan nie meer nie. 30 jaar later, hier staan ek nog steeds en ek sê, Here, ek kan aangaan. Here, ek kan nie meer nie. Nie met hierdie bene, met hierdie heupe, met hierdie pyne, ek kan nie meer aangaan nie. Maar ek sê dit elke oggend en elke aand, die volgende oggend, dan is ek maar weer daar om dit weer te sê, regtig, Here, vergewe my. In U is ek tot alles in staat, die Christus wat my krag gee. Wat ons moet onthou is, dit is nie ons Vader, die Here God Almagtige, se verantwoordelikheid, alles wat met ons gebeur nie. Nie sy verantwoordelikheid, hoor jy die woord wat ek gebruik, sy verantwoordelikheid nie. Wat wel vir ons 'n troos is God se alwetendheid. Niks gebeur buite sy wete nie. Hy regeer die hemel en die aarde so, wat sê die woord, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbaarheid en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Dis wat die woord sê. En dit maak dat ons in alle teëspoed geduldig in voorspoed dankbaar kan wees. Here, want U is almagtig en U is alwetend. U het die heeltyd geweet wat met my gebeur. U hand was die heeltyd daar. Ons stoot baie keer net die Here se hand weg. Nee, ek staan op my eie en ek wil op my eie staan. Dit beteken ook dat ons vir die toekoms 'n vaste vertroue in God die Vader kan hê. Dat, wat sê die Bybel, geen skepsels ons van sy liefde sal skei nie, want hy weet, as hy nie geweet het, as hy nie alwetend was nie, kon buite sy genade, dan kon sy genade op tye nie gewerk het nie, en dan kon dit gebeur het, dat een of ander skepsel ons van sy liefde steel of ontneem. En hoekom is dit moontlik? Want weet jy, alle skepsels is so in sy hand, is hy alwetend oor alle skepsels. En hulle kan nie sonder sy wil roer of beweeg nie. Nou hoekom val hulle my dan so aan en al hierdie goed? Want hulle gaan staan heeltemal buite die Here. In Lukas 12 vers 6 en 7 staan daar geskryf, word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie. En is een van hulle voor God vergeet. Nie een is vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoofde is almal getel. Hier kom die antwoord, dit wat jy wil hoor, hier kom die Here se hoop vir jou. Die Here se troos vir jou. Die Here sê in sy woord daarso in Lukas, wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies, nie net een nie, maar baie. Wat beteken dit vir oggend? Ag nee, dit beteken nou nie veel nie,
Nee, kom ons kyk, kom ons praat bietjie hierso. Het jy al ooit getel hoeveel mossies daar in die tuin is, in jou tuin is? Nee, daar is elke dag meer of dan sal minder, dan sal meer. Weet jy wat daai mossies die hele dag doen? Nee, ek sien hulle maar net wanneer hulle hier rondfladder hier in die tuin. Weet jy waar hulle elkeen se nesie is? Nee. Maar, luister hier. Dit is simpel goed, ons weet nie hoeveel daar is nie, ons weet nie wat hulle heel dag doen nie, ons weet nie waar hulle nesies is nie. Maar God is op hoogte van die doen en late van elke mossie. Regtig? Wow. Dit beteken dat sy alwetendheid my troos is, as hy dit weet van elke liewe mossie. En dit wat God ook al in sy woord openbaar, Here, mag ek naspreek tot my troos, want U sê ek is meer werd as baie mossies. Onthou dit altyd, wanneer jy daai dippel vang, wanneer jy wil opgee, wanneer jy nie ontroosbaar is, sê, nee Here, U weet alles van elke van hierdie mossies. En U sê, ek is baie meer werd as, nie net bietjie nie, baie meer werd as, nie 'n paar mossies nie, as baie mossies. As U dit van hulle weet, weet U dit van my ook. U sê daar in die woord, U weet tot van elke haar op my kop. Dit is, Here, dis 'n troos vir my in lewe en in sterwe. Dit is die grootste troos. Ten spyte van ons sondigheid, ten spyte van die verlorenheid van hierdie menslike geslag waarin ons leef, ten spyte van ons gebreke, ten spyte van ons gestremdhede, Here, is dit ons enigste grootste troos. Want bo dit alles, bo die dinge wat in hierdie wêreld gebeur, bo hierdie omstandighede waarin ek my bevind, maak nie saak wie se skuld dit is, of wat dit is, en of dit 'n aanval is, of wat is nie, dit is nie van U nie. Maar ten spyte van dit, oor dit alles, is wat, sien jy wat is hier, wat wys ek? Die Here se magtige hand, wat 'n miljoen keer groter is so oor dit alles, waar hy vir my omgee, waar hy my sal beskerm, want ek is meer werd as 'n mossie, en hy weet alles van die mossie af. Ek wil afsluit en sê, die goedertierenheid van die Here is oor ons, van ewigheid tot in ewigheid. Soos 'n vader ontferm hy hom oor sy kinders. Ek is een van sy kinders. Van my geboorte tot my sterwensuur lê in sy hande. Daar is nie 'n ander manier nie. Ek is veilig by hom. Ek is veilig by hom. Dit sê nie, dit sal lekker gaan by hom nie. Dit sê, ek is veilig by hom. So of het nou lekker gaan en of het nie lekker gaan nie, en of ons
gebuig gaan en of ons in pyne is en of dit swaar gaan. Here, wat maak dit saak? Ek is veilig by U. Ek is veilig by U, hier benede op die aarde. Ek is veilig by U, daarbo in die hemel, in die toekoms, in die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem. Ek is veilig by U. Die psalmdigter skryf, hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Deurgrond my en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Kyk of daar by my 'n weg is van smart. Hoekom moet die Here my deursoek as hy verantwoordelik is, as hy die een is wat hierdie pad van smart veroorsaak? Nee, Here, deurgrond my hart. Deursoek my gedagtes, kyk my hart, Here, of daar nie 'n weg is van smart, 'n weg van U af, wat smart veroorsaak. En lei my op die ewige pad, waar ek in U alwetendheid veilig is. Moenie iets probeer vir die Here wegsteek nie. Dit het geen nut nie, want die Here is alwetend. En nou, wetend dat daar reiniging beskikbaar is vir jou, elke dag, hoef ons nooit daaroor terug te deins om genade te vra van die Here af nie. Jy weet, as daar een ding is wat jy weet, dan weet jy, Here, daar is vir my genade by U. Moenie die Here, nee wat, ek gaan nie die Here vra, daarvan wegdeins nie. Baie mense, nee wat, ek bid nie, ek vra nie, ek los dit. Nee. Hoe gaan jy dit ooit ontvang as jy dit nie vra nie? En dan het die Here voorreg in die begin, onthou jy wat die Here daar gesê, van beskaamd staan? Die Here sê, in hierdie situasie wat jy is, ek het 'n woord van jou vir genesing, ek het 'n woord vir jou vir verandering in hierdie lewe wat ek vir jou gegee het. Jy sal nie beskaamd staan as jy my verwag nie. Al kla my hart my gewete aan. Elke keer. En al is daar genoeg rede daarvoor, maak gebruik van die versoening in die bloed. Versoening met God. In 1 Johannes 3:20 staan, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Hou op om jouself af te kraak en al hierdie goed. Daar so staan dit. Daar staan dit, laat ek net weer sien wat daar staan dit geskrywe. As ons hart veroordeel, as ek myself afbreek, ek is nie goed genoeg in die Here se oë nie, of enige van daardie snert wat jy so kan kwytraak. Die Here sê dat God is meer as ons hart, hy is meer as jou gedagtes, en hy weet alles, en hy gee ons alles in Christus, ons middelaar, en hy is getrou. Dit is ons troos. Here, U is ons alwetende middelaar. Ons weet nie hoekom het ons hier gekom nie, ons weet nie waarheen ons op pad is nie, dit lyk of ons nêrens en op pad is nie,
maar U weet. U weet en ek glo en vertrou en U sal nie dat ek beskaamd staan nie. U het reeds my straf gedra. Dis al wat ek hoef te weet. Die Here het my straf gedra. Ek gaan nie, dit wat met my gebeur het, is nie 'n straf nie en dit kan nie aanhou tot 'n straf nie. Die Here het dit klaar betaal. By God is daar nie 2 keer dieselfde betaling vir dieselfde ding nie. Hy het alles oorwin. En hy is alwetend. Hy weet dit. Hy het dit geweet nog voordat hy gebore is. Hy het dit geweet eeue gelede. Dis daarom het hy sy seun gestuur. Ons grootste troos, die grootste troos is daai blommetjie, kyk waar groei hy in die deurpad. Sy grootste troos is, want God is alwetend om te weet of hy dit daar sal maak of nie. Ons is so maklik om te sê, ek gaan dit nie maak nie, dit sal nie so werk nie. God is alwetend. Hy weet hierdie blommetjie. Hy het hom nie daar geplant nie, hy het daar opgekom. Maar hy weet, hierdie blommetjie kan dit maak daarso. God weet alles. Dit is jou troos. Here, ek sit nie met hierdie alleen nie. Dis nie my eie wat is die Afrikaanse woord? Strubbeling. Ja, as my so woord. Dis nie my eie battle hierin nie. U weet. En U beskerm my, omdat U weet. Dankie Here. Ons sluit maar die oogies. Dankie Here vir U woord vandag. Dankie Here dat ons 'n beter insig het. Ons weet nog steeds nie hoekom dinge met ons gebeur nie, Here, en ons hoef nie te weet nie. Al wat ons moet doen is, Here, ons moet glo, ons moet vertrou en ons moet verwag wat U vir ons in U woord het. Dankie dat U alwetend is, dat U alles van my weet. Nie net my goeie nie, Here, U weet van elke slegte van my, U weet van elke terugslag, U weet van elke pyn, U weet van elke liewe ding. Dankie dat U alwetend is, want in U alwetendheid, daarom is ek veilig in U. Niks kan vir U 'n verrassing wees omtrent my nie. Dankie Here vir U alwetendheid. Maak my toe in U hand met U alwetendheid. Dankie dat dit moontlik is. In Jesus naam, dankie. Amen. Ek het nuwe hoop en ek het troos. Amen. Dit is wat die Here sê en ja, tot volgende week ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Dis die shalom wat jy op die einde gaan hoor. Sê ja, ek ken daarom hy een woord. Die Here sê Yerechocheta Adonai Dishmarecha. Yair Adonai Pawanilecha Wechochonechta. Yesa Adonai Pawanilecha Weasemlecha Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en jou genadig wees. Hy sal jou seën en jou behoed, want hy is alwetend oor alles en elkeen van jou situasies en omstandighede.
Hy sal jou ophef, vir jou verligting gee en aan jou vrede gee. Amen en amen. Prys die Here. Tot volgende keer. Die Here se seën.